Right, so jy kyk aan om jong boontjies te vestig en daai tipe van goeders. En dan wanneer jy altyd as jy die ding moet plant, hoe moet jy maak wanneer jy die ding plant ensovoorts en hoe bestuur jy nou daai vogrisiko? Jy weet mos hoe gaan dit daar. So jy dalk nie met die waterkar vinnig genoeg kan naby kom nie. Praat jy met Koos Steyn, hy gaan my meer vertel. HydroCash, jy weet daai gel goed met die koolstof werk hierdie goed actually. Kom vind 'n bietjie uit hoe hulle dit gebruik en ja, hoe werk dit pas dit in hulle praktyk in. Koos, hoe gaan dit? Goed met jou. Nee, wat doodstil rustig. Dinge loop. Sê vir my, jy's hier so naby die Louis-Trichardt area, verduidelik my gou vinnig, julle boerdery opset, hoe werk jy goed, hoe werk julle bome ensovoorts? Ja, wel kyk, ons het maar 'n klompie bome wat nou al in volle produksie is, maar ons brei nog uit, ons plant nog bome aan. Die bome wat ons aanplant, plant ons droëland op hierdie stadium. Ja. Ons het nie baie water op daai gedeelte van die plaas nie. En as jy sê droëland, verduidelik gou vir my vinnig, hoe werk jy julle droëland opset by julle nou, wat ook net so min of meer op dieselfde bladsy is? Wel, droëland beteken maar net dat die bome is nie onder permanente besproeiing nie. Ja. So, ons plant hulle en dan hou ons hulle maar nat met die waterkar tot hulle gevestig is. So, die HydroCash kom nou baie handig te pas daar, so ons plant met HydroCash, wat beteken dat ons nou, vir al die jong boontjies as hulle geplant is, dat ons hulle net so elke 2 weke hoe water te gee, met die waterkar. En sê vir my, die HydroCash spesifiek, dis nou daai, dis 'n poeier, maar hy word nou 'n gel besigheid. Verduidelik my net gou hoe lyk die storie? Wel, dit is so korrel, is in 'n korrelformaat, maar dit lyk baie soos hierdie goed wat in 'n baba se doek kom. Ja. As hy vog kry, dan swel hy uit. Lyk presies dieselfde. As jy in 'n doek gaan kyk, 'n baba wat 'n bietjie gepiepie het, jy sny daai doek oop, dan lyk hy goed so. En dit absorbeer die vog en dan hou dit die vog, maar nie teen dit hou nie die vog so vas dat die wortels dit nie kan opneem. Okay, so hy het hom daar so wat hom hou en dan kan hy release half dan na die wortels toe. Wortels kan dit dan van daar af onttrek, ja. En dit hou so vir so 2 weke. Hou dit goed. En dan met ander woorde, na jong boontjie wat nou kom ons sê in die somer geplant is en wat nou nog kwesbaar is en veral in 'n droë somer, dan kom daai goed baie handig te pas. Dan help dit jou baie totdat jy daai boontjie gevestig kry. So hy gee dan maar net daai bietjie van 'n buffer dat jy nie in die moeilikheid inhardloop nie. Ja. Hy gee vir jou 2 weke, gee vir jou lekker en daai boontjie kry genoeg vog in daai 2 weke nadat jy hom water. Nou, julle resultate wat julle gehad het tot dusver en wanneer julle nuwe bome goed vestig, is dit standaard praktyk by julle? Nou standaard praktyk, ja. 'n boontjie wat ek droëland plant, definitief plant ek met daai goed. Ek sal nie sonder dit plant nie. In die verlede het ons eers besproeiing ingesit. Ja. Dit is nou op 'n ander deel van die plaas waar ons goeie water het en water beskikbaar is. En toe het ons nie, ek ook nie geweet van die produk nie en ek dink ook nie dit was noodwendig nodig nie. Dit sou gehelp het, maar met droëland is dit baie belangrik. So as jy vir ouens wat dalk 'n bietjie minder water het, of hy's nog besig om infrastruktuur in te sit, jy weet mos, jy kan mos nie altyd, kyk as jy mos nou bome gaan vestig, gaan jy nou altyd kies met 'n bietjie boom of die pyp insit, nê? Ja. Dat jy dalk daai kan doen en met jou waterkar kan, hy gee jou net daai bietjie gap om by te kom. Ja, ek dink ook selfs 'n boom wat onder besproeiing is, spaar jy water. Want jy weet, daar's minder water wat dalk kan diep perkuleer in die grond in. As jy klein bietjie te veel water gee, want jy wil graag 'n bietjie diep nat maak, dan gaan daar minder water verlore gaan. Jy weet, nie verdamping nie, maar water wat in die grondprofiel in perkuleer. Jy weet, wat die grond miskien nie vashou nie. Jy gaan definitief jy bietjie water spaar daar. Hoe lank dink jy hou hy in die grond? Fisies, as jy nou moet sê, hou hy 'n jaar, hou hy, ek het nog geen idee nie. Weet jy wat, ek kan nou nie presies onthou wat was die specs nie, en ons het nog nie mooi gaan kyk nie, maar het is ten minste 6 maande, ja, wat hy sy werk doen, en wat hy kan vog absorbeer, en weer
vrystel. So as ouens kyk om bome te vestig, daai tipe van goed, is dit iets wat jy kan aanbeveel hierdie? Definitief ja. Veral droë land, maar jy gaan definitief baat vind as jy dit reeds onder besproeiing is, het omdat jy jy gaan vog spaar, jy gaan water spaar. Jou kragrekening, definitief gaan jy water spaar daar ook. Uitstekend. Koos, dankie baie. Right, dit is Koos Steyn hierso van naby Louis Trichardt se area. Okay, so, kort en die lank is, as jy boompies plant, nê, en jy wil hom net buffer, dat jy ten minste seker, maar kyk, alles gaan oor risikobestuur op die einde van die dag. Maak seker, dat jy hom ten minste by die volgende punt uitkry, en dan sit jy dalk net nie, met daai Haasbeck boord, jy weet mos ons maak 'n peke net vir al, hy like 'n Haasbeck ding wees, nê, dat jy seker maak, jy kry al jou bome op tyd, reg groot, en dat hulle nie later vir daai kleintjies kompetisie is nie. So dis nie van Farmspice af, linkie bo of hier onder, tot volgende keer, groete.